Sal hoor ook dat die skeieregter sê daardie skrim moet stabiel wees. Burger die bal insit. Span wat optel en dan so 'n moeilike bal wat bemeester word. Uiteindelik is dit weer Wian Leroux, die onderkaptein wat kom sake beredder. Skrimskakel Burger is daar. Hy gee vir Blignout wat skouer neersit. Goeie loopie deur Blignout, kan hom gerus dophou in hierdie kragmeting. Luan Wepener. Goeie aanvalposisie hier vir Swartkop. Baie goeie opvang gemaak het hier in die Bloubulle streek. Bal wat nie mooi beheer word nie. Herman Potgieter wat optel. Geleentheid nou aan die buitekant, die bal deur die hande geskuif kan word, maar is die loskakel Barron wat gaan deurdraf. Trap af na binnekant, dan na die buitekant toe en die eerste punte behoort aan die Noorde. Gaan weer kyk na daardie beweging. Sagmaakproses wat goed gewerk het, veral die losvoorspelers. Dan daardie bal wat hersirkuleer word, veilig in die hande van Barron. Sy stappie, kil jou hier, kil jou daar en agter die palle en dit maak dit baie makliker vir daardie ekstra 2 wat inderdaad bygekom het. Stable. Ja, niks minder as 8 kragmetings vandag nie. Die dan die eerste een van die 2026 NMI Toyota Noord-Suid skoolrugby toernooi. Kwabe, mooi omgeskil en die bal word onderskep in die hande van Dean de Plooi en hy gaan dwars deur hardloop. Daar gaan nie 'n hand op hom gelê word nie en die tweede 3 vir Swartkop onder die pale. De Prairie, die regtervleuel van voortrekker, bewusmaking en die hele tyd bewus wees van die spelers. Daar kom die beweging in die hande, maar daardie ekstra groot gaping, daar was 'n gaping so groot soos 'n waanhuisdeur. En Dean de Plooi wat geen fout maak nie, kry daardie bal in die hande en is nog 7 punte Pasella vir die span van Swartkops. En dan is daar ruimte aan die agterkant wat bespeur is deur die skrimskakel Janse van Rensburg. Kan nie direk uitskop nie. Dit is nou Swartkop. Die bal is binne aan die 22 ingedra en dan sit Barron wat in raas moet skop. Hy sien spasie, maar is in die keelgat af van die losskakel JC Pretorius. Op sy beurt sien hy ruimte. Hy probeer die 50-22 en dit kan 'n puikskop raak deur JC Pretorius wat van binnekant selfgebied die bal op die voet sit en hy wip uit so 5-6 meter vanaf die doellyn. En sy span is stewig op die aanval. Korte weergawe van die lyn staan, mooi gevat in gewig deur Roux, maar hy bars weg met die bal. Geleentheid nou vir Bethlehem voortrekker. Lyk my na een van hulle beter geleenthede en is Jagseman Zakstein, die graad 11 leerder wat verlede jaar Grand Colmo gespeel het, wat sy eerste 3 kry. Die eerste 5 punte vir Bethlehem voortrekker en daar is so, as ek vinnig kyk, 20 minute oor. Hier is die kyk weer. Vinnige hersirkuleer van die bal. Kyk na daardie losvoorspelers wat seker maak dat daardie bal beskerm word en dan is dit Zakstein wat om te help. Maar dit is die broodnodige 5 punte wat Zakstein vir sy span bygevoeg het. En JC Pretorius wat nie 'n fout maak nie, 14-7 dan. En wat gaan Bethlehem voortrekkers ontsnaproete wees? So even aangee in die hande van Poole. En ek dink dis hier waar Bethlehem dalk nou die bal liewer sal skop. Inderdaad Pretorius, maar dis nie 'n baie goeie skop nie. In posisie is dit die linkervleuel. Rowan Badenhorst. Kant spel sê die skeieregter. Okay, julle backline man. Vandag het ek 'n speel deur van Jaarsveld, die kaptein. Hy's naby aan die doellyn, hier kan 'n 3 kom en hy's oor vir sy 3. En die derde 3 aan die kant van Oorskol Swartkop. 19-7. Vandag daar is die vooruit om skoon te maak. Burger wat weer bal besit het en dis baie spelers aan die diskant. Vooruit wat die sagmaakproses begin. En is dit Dean de Plooi hier aan die diskant wat die bal nou net kan kry. Dan kan hy hoekie toe. Barron sien dit dis de Plooi wat hom kry binne buite. De Plooi. Ondersteun weer eens deur Stian Botha en ek moet sê die ondersteuning van Stian Botha na sy vleuels toe is indrukwekkend en die gaping wat oop gaan vir Matthew Smith. Dis 'n binnesenter en hy gaan druk hom onder die pale en ek dink hy kon sy oë nie glo nie. Hy het vir 'n oomblik gehuiwer om te sê, "Hi Kerels, is hierdie gaping nou regtig waar vir my oopgemaak?" En Matthew Smith wat deur hardloop onder die pale. Dis Matthew Smith. Wel gedaan, loskop 3 is van die mooiste 3 op die veld. Kyk weer. Ja, en dit is daar die hand tot hand beweging en vinnige hande deur Blignout. Smith wat reguit maak en hy druk hom onder die dwarslaat. Intussen is dit ook die doelskop wat oor is en dit is Hoërskool Swartkop wat die rustyd voorsprong het van 24-7. Sal moet maak
En strategiese breek op die regte tyd. Swartkop wat kompeteer vir die bal. Nie suksesvol nie, Pretorius. Goeie loopie deur Siam Dobu. Hy kry die linkervleuel weg. Dit is Bryce Jones. Jones het een speler voor hom. En aan die aangee na die oorkant toe. Ek voel hy sou dalk daar die aangee so bietjie vroeër moes wegkry. Maar ek hou van die idee dat hy die fop aangee probeer het. Zak Steyn net kort van die doellyn. Bethlehem Voortrekker nou op die aanval. Agterstand van 19 punte. En dan sit die hakker oor die doellyn. Wesselating, die kaptein. Welverdiende 3 vir die span van Bethlehem. Kyk, nie net in die andere Esterhuizen tipe spel nie. As kyk na hierdie skop. Pretorius lyk tevrede. Die vlagmanne, die assistent skeieregters soos hulle deesdae bekend staan, hulle is ook tevrede. That's a more. Rolmalbeweging aan mekaar getimmer. Voordeel die rolmalbeweging wat afgepluk is en dit ook onwettig. Agterlyn wat reg staan om die sneller te trek. Oei, oei, oei. Dan is dit Badenhorst wat kan raakvat nie. Ja, intrek sê die skeieregter. Maar die kompetisie in die lyn staande wat net so goed is, Johan, dis iets wat ook uniek is. That's a more. Mooi ingewig deur die voorries. Koppe wat ingedruk word. Agse man daar aan die agterkant, Wian Roux. Wie gaan met die bal oor die doellyn val? Dis 'n groot vraag op almal se lippe. En dit kan ons dan nou kyk wie dit is. Ek gaan Ruben Hawie krediteer met hierdie 3 as ons na hierdie beweging kyk. Ja, dalk sal hierdie ook ons beter kan vertel wie daar met die bal op staan. Nee, wat? Van Jaarsveld. Barron. Sweefbal na die oorkant toe. Skep daar die ruimte met die lang bal na die oorkant toe. En 'n deurgeskop deur Voortrekker, maar die skeieregter wat hulle gaan terugroep. Moenie dit doen nie, man. Die stadium met 'n regmerkie agter die naam van Regan Blighnout en Tylen Barron. Einste Barron wat hom het. Hard ingehardloop. En hier die voorspelers van Swartkop. Lyk na die einste Huiser. Barron. Goeie oorslaan aangee na die oorkant toe. Dwars deur die gaping. Dis Jethro Leroux. Hy breek na die binnekant toe. Hier kan hy 3 onder die palle kom inderdaad so. En dit is die slot Jethro Leroux. Goeie werk deur Swartkop. En hy is in goeie geselskap. Hy is een van die 3 drukkers aan die kant van Swartkop. Ekstra 2 punte by. 36-14 die telbord wat lees. Ja, dit is wat 'n impakspeler moet maak. Hy moet daai verskil teweeg bring. En nou sit die hakker, 'n Blighnout wat op paddoellyn is. Hy probeer aftrap, maar sy steewels wat onder hom pad gee. En ek meen as sy steewels geanker was, kon hy 3 gedruk het. Weer is dit Huiser wat indra. Clean off, hold. Burger. Oorslaan aangee. Luan Wepener. As daar's die bal nou geskuif word na die oorkant toe. Vinnig deur die hande kan hier 'n 3 wees en is van Jaarsveld wat sy tweede soek. Hy lyk vir my of hy oor die doellyn is en is inderdaad David van Jaarsveld die kaptein wat sy tweede 3 druk. En dit lyk vir my na van Jaarsveld sal net dul seker maak. Los voorspelers gewees het ons weer eens praat van daai hybride spelers. Klits om tussen die pale deur. Moet jou sê Ruben Burger wat se korrel absoluut in is wat die stelskoppe aanbetref vandag. Set. Voortrekker wat vir hulle spasie skep aan die diskant. So 'n bietjie lateraal is dit 'n Meyer opgepik deur die buitesenter Stian Botha omgekeerde besit. Playing advantage for the knockout. Ondersteun deur Rowan Badenhorst. Barron. Gebruik die skoppie vorentoe sien as ruimte. Is die bal vir hom reg wip kan die probleme wees. Barron wat hom agterna sit krim in die hande, skitterend. Hy kort die ondersteuning en hy wip hom in die hande van Ruben Burger wat gaan druk. Uitstekend skrim. Goed gelees daar aan die agterkant deur Swartkop. Dit is Zander Huiser. Hy het ook 'n 3 gedruk in die tweede helfte toe hy opgekom het. Tylen Barron. Hy gaan hardloop hier van binnekant sy kwartgebied. Daar die sirene dan. En dis die skeieregter wat besluit. Dit is die einde van die kragmeting. Hoërskool Swartkop van die noorde van Centurion wat C4 met 50 punte teenoor 14 teen Bethlehem Voortrekker. En daar is dan niks minder as 9-3 gedruk aan die kant van Swartkop teenoor die 1 of 2 liewer van Bethlehem Voortrekker en die speler van die wedstryd Tylen Barron die losskakel. Hy het verlede jaar ook al Akademie Week gespeel vir die Bulle.